Vanmôre uit die Ou Testament lees ons Exodus hoofstuk 4 vanaf vers 1. Maar toe sê Moses, sê nou die Israeliete glo my nie en hulle luister nie na my nie en hulle sê die Here het nie aan my verskyn nie. Toe vra die Here vir hom, wat het jy in jou hand? 'n kierie, antwoord Moses. Gooi die kierie op die grond, sê die Here vir hom. Toe hy dit op die grond gooi, word dit 'n slang en Moses het daarvoor pad gegee. Die Here sê toe vir Moses, steek jou hand uit en gryp hom aan sy stert. Moses steek toe sy hand uit en gryp hom en skielik word dit weer 'n kierie in sy hand. Toe sê die Here op grond hiervan sal hulle glo dat die Here die God van hulle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob aan jou verskyn het. Steek jou hand in die vou van jou klere. Hy steek toe sy hand in en toe hy dit uittrek, was dit malaats, so wit so sneeu. Hierna sê die Here, steek nou weer jou hand in jou klere. Hy steek toe weer sy hand in en toe hy dit uittrek, was dit gesond. Toe sê die Here, as hulle jou na die eerste wonderwerk nie geglo het nie en hulle nie daaraan gesteer het nie, behoort hulle jou na hierdie een wel te glo. As hulle jou na hierdie 2 wonderwerke nog nie glo nie en nie na jou luister nie, moet jy van die Nyl se water vat en op die grond uitgooi. Die water wat jy uit die Nyl gevat het, sal dan op die grond bloed word. Toe sê Moses vir die Here, ag Here, ek kan nie goed praat nie, kon nie vroeër nie en ek kan ook nie nou nie. Hier waar jy nou met my praat, ek praat swaar en my tong sukkel. Daarna sê die Here vir hom, wie het aan die mense mond gegee? Wie maak stom of doof of siende of blind? Is dit nie ek die Here nie? Gaan nou, ek sal jou help met die praat en jou leer wat jy moet sê. Maar Moses antwoord, asseblief tog Here, stuur liewer iemand anders. Toe word die Here kwaad vir Moses en sê, Aaron die Leviet is mos jou broer, en ek weet hy kan sy woord goed doen. Hy sal op pad om jou te ontmoet, en hy sal bly wees om jou weer te sien. Praat met hom en sê vir hom wat om te sê. Ek sal by jou wees as jy praat, en by hom as hy praat, en ek sal julle leer wat om te doen. Wanneer hy namens jou met die volk praat, is hy jou segsman, en jy is die een wat hom sy opdragte gee. Hou nou die kierie waarmee jy die tekens moet gaan doen, by jou. Vers 18. Moses gaan terug Egipte toe. Daarna het Moses na sy skoonpa Jethro toe teruggegaan en vir hom gesê, ek wil graag teruggaan na my mense toe in Egipte om te sien hoe dit met hulle gaan. Jethro antwoord hom, gaan gerus. In Midian het die Here aan Moses gesê, gaan nou terug Egipte toe, want al die mense wat jou wou doodmaak is al dood. Toe is Moses met sy vrou en kinders na Egipte toe. Hy het sy vrou en kinders op 'n donkie laat ry en die kierie wat God hom gegee het, saamgevat. Die Here het vir Moses gesê, wanneer jy teruggaan Egipte toe, moet jy sorg dat jy al die wonderwerke waartoe ek jou in staat gestel het voor die farao doen. Maar ek sal hom maar koppig maak en hy sal die volk nie laat gaan nie. Dan moet jy vir die farao sê, so sê die Here, Israel is my oudste seun. Ek het vir jou gesê, laat my seun gaan, sodat hy my kan aanbid. Maar jy het geweier om hom te laat gaan en nou gaan ek jou oudste seun doodmaak. Waar Moses hulle langs die pad oornag het, het die Here by hom gekom en wou hy vir Moses doodmaak.
Sipora vat toe 'n klipmes, sny haar seun se vooruit af, raak daarmee aan Moses se voete en sê: "Jy is nou my bruidegom wat deur bloed beskerm word." Die Here het Moses met rus gelaat en net toe sê sy: "Die bruidegom wat deur bloed beskerm word." Dit het betrekking op die besnydenis. Intussen het die Here vir Aaron opdrag gegee om Moses in die woestyn tegemoet te gaan. Hy het gegaan en hom by die berg van God aangetref en met 'n soen gegroet. Moses vertel toe vir Aaron van alles waaroor die Here hom gestuur het, ook van al die tekens wat hy hom beveel het om te doen. Moses en Aaron het gegaan en al die leiers van die Israeliete bymekaar geroep. Aaron het hulle alles vertel wat die Here vir Moses gesê het. Daarna het Moses die tekens voor die volk gedoen. Hulle het aan hom geglo. Toe hulle hoor dat die Here die nood van die Israeliete gesien het en hom hulle lot aangetrek het, het hulle aanbidding gebuig. Eksodus hoofstuk 4, die eerste gedeelte oor die roeping van Moses, eintlik die bevestiging dat die Here met hom is, van die kierie wat 'n slang word, van die hand wat hy in sy klere steek, maar later word weer insteek en dit word gesond. Maar ook dan die reis na Egipte toe, saam met sy vrou en sy kinders, en ook Aaron wat hy op die pad ontmoet. 'n Aangrypende gedeelte van die geskiedenis, Eksodus hoofstuk 4 in die 83 vertaling.